Goeiedag, baie welkom by Woordspieël. Lekker om vandag weer saam met jou te kuier en om saam met jou in die woord van God in te kyk en toe te laat dat die Heilige Gees ons transformeer en verander. Ek lees vandag saam met jou uit Eksodus hoofstuk 29. My tema is heilig en ek lees vir jou vers 43 wat sê: Daar sal ek die Israeliete ontmoet en ek sal dit 'n heilige plek maak omdat ek daar is. Alles wat God tot dusver in die boek van Eksodus vir die Israeliete gevra het om te doen, is nutteloos as God nie in hulle midde is nie. Die bou van die tabernakel, al die detail wat daarin gaan, die afsondering van Aaron en sy seuns as priesters en as hoëpriester, die altaar, die offers, alles wat ons tot dusver oor gepraat het, die afsondering van die hele volk, dit is alles leeg as God nie daar is nie. Hier sê God vir die Israeliete dat die tabernakel heilig sal wees omdat hy daar is. Geen ander rede nie. Die godsdiens en die plek en die offers en die mense is heilig omdat God daar is. Nou, dit is hierdie waarheid wat Jesus weer aan die mense probeer oordra wanneer hy die sabbatsreëls en die reinigingsrituele en die heiligheid van die tempel bevraagteken. Hy sê vir hulle dat hierdie goed is leeg want hulle het God verloor. God is nie meer in dit nie. Die Israeliete het die doppe geheilig sonder dat daar enige inhoud is. En dit is wat met godsdiens gebeur. Vandag nog. Ons sien die dop as heilig, maar ons vergeet dat dit God is, God se teenwoordigheid is wat iets heilig maak. Die Bybel sal vir jou net 'n historiese boek wees as dit nie 'n lewende verhouding met God staaf nie. Kerk is net 'n social club as dit nie om 'n ontmoeting met God gaan nie. Dieselfde geld vir aanbidding. Aanbidding is net 'n mooi konsert as dit nie die lewende inhoud van God in ons midde het nie. Die sakramente, enigiets anders wat as heilig verklaar word. Alles is heilig as God teenwoordig is. En niks is heilig as God nie daarin is nie. Kom ons bid saam. Here, kom vul my ganse lewe, want dan is ek afgesonder vir U en sal alles heilig wees. Mag daar geen kompartemente in my lewe wees waar ek U in 'n boksie probeer sit nie. Mag ek ook nie dooie goeders heilig nie, want net U in my midde, in my lewe, dit is wat heiligheid en maak. Mag ek heilig aan U wees en teenoor U staan, want U is in my lewe teenwoordig. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Die Here seën jou. Tot môre.